Welkom by my diepste smeekgebede, sessie nommer 4. Mag ek met nederigheid geklee word? Ons is tans besig met 'n 10 maande lange reeks waarin ons praat oor 10 persoonlike gebedsversoeke. Dit was oorspronklik Nancy se persoonlike versoeke, maar soos ons luister, besef ons dat hierdie versoeke ook besig is om ons eie persoonlike gebede te word. Ons het na die volgende versoeke gekyk. Bewaar my hart. Vul my met u liefde. Vul my met u gees. Mag ek met nederigheid geklee word. Dis dan vandag se versoek. Nou hierdie versoek, soos baie van die ander, gaan heeltemal teen ons natuurlike geneigtheid. Ons sondige, gevalle, menslike natuur wil verhef word, belangrik wees en hê dat ander van ons bewus moet wees. Ons weerspieël dit op verskillende maniere, maar is daar enigiemand wat sou sê, nie ek nie, ek gee nie om nie geken te word nie, ek gee nie om as niemand my raak sien of waardeer nie, ek gee nie om nie my sin te kry nie, ek gee nie om nie eerste te wees nie. Sommige mense wys dit op 'n kras of selfs aanstootlike manier, en ander wys dit op 'n stil, innerlike manier. Maar elkeen van ons het van nature die behoefte om verhoog te word. Miskien nie tot 'n belangrike posisie of op die verhoog nie, maar ons wil tog waardeer, gerespekteer en raak gesien word. Dus, om te bid om in nederigheid bekleed te word, is om teen die grein van wat vir ons natuurlik is, te bid. Ek het onlangs 'n storie gelees oor 'n jong vrou wat met haar ouer wyse predikante afspraak gemaak het om oor 'n sonde in haar lewe te praat. Sy het vir hom gesê, Dominee, daar is 'n sonde in my lewe wat ek net nie kan beheer nie. Hier is dit, wanneer ek in die kerk is, kyk ek rond na die ander vroue en dan besef ek dat ek die mooiste een in die hele gemeente is. Niemand anders is so mooi soos ek nie. Ek weet nie wat om met die sonde te doen nie. Die predikant het na haar gekyk en kalm geantwoord. My liewe kind, dis nie 'n sonde nie. Dis net 'n oordeelsfout. Nou ja, die aard van trots is dat dit ons mislei. Dit verblind ons. Dit verblind ons vir ons ware toestand. Ons natuurlike neiging is nie nederigheid nie, maar trots. Ons gee van nature om hoe ander mense ons sien. Ons wil hê, hulle moet dikwels aan ons dink, goed oor ons dink en ons goed behandel. Ons is van nature gemotiveer om aandag en lof en eer en heerlikheid vir onsself te soek. Ons soek van nature om onsself te verhoog en deur ander verhoog te word. Ons is van nature selfstandig, afhanklik van onsself. Wat sê 'n 2-jarige? Ek het nie mamma se hulp nodig nie. Dit begin regtig jonk, né? Ons wil van nature oor onsself praat. Ons wil van nature hê ander moet oor ons praat. Met die aanname natuurlik dat dit net goeie dinge is. Ons wil nie hê iemand moet iets slegs van ons sê nie. Dit bly steeds selfgesentreerd. Ons geniet dit as mense ons prys en verpest dit as hulle ons kritiseer. Die groot teoloog van die 1700s, Jonathan Edwards, het gesê, Sadly, how much pride the best have in their hearts. It is the first sin that ever entered into the universe, and the last that is rooted out. It is God's most stubborn enemy. En terloops, as en wanneer en tot watter mate ons trots is, maak ons onsself vyande van God, want God sal hom altyd teen menslike trots stel. Trots is in wese die verheerliking van self, en dit eindig altyd, uiteindelik, vroeër of later, daarmee dat ons verneder word. Jy kan daarop reken. Dis so seker soos die wet van gravitasie. Die wat hulle self verhoog, sal God verneder. Hy doen dit nie altyd dadelik nie, maar op sy tyd sal diegene wat hulle self verhoog, verneder word. 'n Sterk voorbeeld hiervan sien ons in Jesaja 14. Baie Bybelkommentators glo hierdie gedeelte beskryf Lucifer se selfverhoging en sy uiteindelike val uit die hemel,
toe hy die aardsvyand van God geword het. Lees gerus saam Jesaja 14 vers 12 tot 15. Hoe het jy geval uit die hemelruim, môrester, seun van die dageraad? Hoe is jy tot op die grond neergekap, jy wat nasies verslaan het? Jy is die een wat in jou hart gesê het, na die hemel wil ek opgaan, hoog bo die sterre van God wil ek my troon oprig. Ek wil gaan sit op die berg van samekoms in die afgeleë noorde. Ek wil opgaan tot bo die ru van wolke, my gelykstel aan die Allerhoogste. Jy is egter na die doderyk afgebring, tot in die afgeleë put. Sien jy die patroon? Satan het homself verhef, en God het gesê, jy sal neergewerp word. Hier is wat ons moet verstaan. Jy mag dalk dink, ek is bly, ek is nie Lucifer nie. Ek is bly, ek is nie Satan nie. Maar die realiteit is, alle menslike trots en arrogansie het sy wortels in Satan self. Trots is die gees van die anti-kris. God het in die grondwet van die heelal ingebou dat daar net een allerhoogste God is. God is groot. Hy is verhewe bo alles. Hy is heerlik. Hy is magtig. Hy is vorstelik. Hy is heilig. Hy is die enigste een wat ons lof waardig is. As mense wat na sy beeld geskape is ons op ons beste wanneer ons hom verhoog en nie onsself nie. Die wet van God se koninkryk, die hemelse beginsel, is deur Jesus in sy eerste preek verkondig in die bergrede Matteus 5:3. Gelukkig is die armes van gees, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Die wat geestelik bankrot is, die wat erken dat hulle niks het om te bied nie, die wat afhanklik van God is, hulle is die geseëndes. Dis hulle wat die koninkryk van die hemel beerwe. Van die pad opwaarts in God se koninkryk, is die pad afwaarts in selfvernedering. Die wat hulle self opblaas, hulle self verhef, hulle self voor God en ander probeer verhoog, en hulle eie God wil wees, of soos God wil wees, is die wat God sal verneder. Ek het vroeër gebid, Here, beklee my met nederigheid. Dit was my oorspronklike gebed op hierdie lys van versoeke. Maar na mate ek die skrif bestudeer het ek besef, die Bybel sê dat ons onsself met nederigheid moet beklee. Moenie God in 'n posisie plaas waar hy jou moet verneder nie. Dis veel beter om vrywillig self te kies om jouself te verneder. Daarom het ek hierdie gebed nou so geformuleer. Mag ek met nederigheid beklee word. Ek bid nou, Here, gee my die genade om self te kies om my met nederigheid te beklee. Ons sien hierdie oproep van nederigheid op verskeie plekke in die skrif, veral 1 Petrus 5. Aan die begin van hierdie hoofstuk moedig Petrus die ouderlinge van die kerk aan om die kudde van God te versorg, om leiding te neem met 'n gewillige hart, nie baasspelerig nie, maar as 'n voorbeeld vir die kudde, om nederige, dienende leierskap uit te leef. En dan sê hy in 1 Petrus 5 vers 5, net so moet julle wat jonk is, ondergeskik wees aan ouer mense. Beklee julle almal met nederigheid teenoor mekaar, want God weerstaan hoogmoediges, maar aan nederiges gee hy genade. Daardie woord weerstaan beteken letterlik om 'n sterk verset te bied. Dit dra die idee van God stoot die trotse persoon weg, of selfs dat hy homself in 'n strydposisie teen hulle plaas. Sommige Bybelwoordeboeke en teoloë sê dat dit beteken God rus homself toe vir oorlog teen die trotses. Wil jy hê God moet homself teen jou stel? Jou teenstaan? As jy trots is, as jy hoogmoedig is, sal God hom teen jou verset. Hy sal jou teenstaan. Hy sal homself in slagorde teen jou opstel. Maar wat doen hy aan die wat nederig is? Hy gee genade. Hy oorlaai hulle met genade.
Hy stort genade uit oor nederiges. Ons natuurlike redenasie sê, as ek myself verneder, gaan mense oor my loop. Nee, as jy trots is dit God wat oor jou gaan loop. Maar as jy nederig is, sal God jou verhoog. 1 Petrus 5:6 sê, verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Ons dink, as ons onsself verneder, sal ons niks wees nie. Nee, jy is niks, totdat jy jouself verneder. Verneder jouself, beklee jou met nederigheid. Kolossense 3:12 sê, daarom, omdat julle God se uitverkore, heiliges en geliefdes is, beklee julle self met innige meelewing, goedheid, nederigheid, sagmoedigheid en geduld. Trek dit aan. Dames, ons sou nie eers daaraan dink om soggens uit die huis te gaan, ek hoop nie so nie, sonder om klere aan te trek nie, nee? Almal het vanoggend klere aangetrek. Maar ek wil weet, het jy jouself vanoggend met die 5 dinge beklee? Innige meegevoel, goedhartigheid, nederigheid, sagmoedigheid, geduld? Dink net wat sou gebeur in ons huise en buite ons huise en in ons werkplekke en in ons kerke as ons goed geklede Christenvroue sou word, geklee in hierdie kleding van die siel. Nederigheid is wat ons geestelike naaktheid bedek met die geregtigheid van Christus. Totdat ons nederig is, kan nie met sy geregtigheid beklee word nie. Totdat ons behoefte erken en sê, Here, ek het U nodig, sal ons nie met Christus beklee wees nie. Ons sien die duidelikste beeld van nederigheid in die lewe van Jesus self, veral in Filippense 2. Hierdie gedeelte is vir meeste van ons bekend, maar dis altyd goed om weer en weer daarna terug te keer en herinner te word aan Christus, ons grootste voorbeeld van nederigheid. Wat was die bewys daarvan? Kom ons kyk daarna in Filippense 2. Begin by vers 2. Paulus sê, maak my blydskap volkome deur eensgesind te wees, een in liefde, een van hart, een in strewe. Dit is 'n uitdrukking van nederigheid, om eensgesind, van een hart en een gees te wees, waar jy mense in 'n gesin of 'n kerk het wat altyd op hulle eie manier aandring, hulle eie opinie afdwing, of verdeeldheid bring, is daar geen nederigheid nie. Spreuke 13 vers 10 sê, trots bring net twis mee. As daar 'n stryd in jou huis is, konflik in jou huwelik, verdeeldheid in jou kerk, dan is trots die oorsaak. Jy sê dalk, ja, almal rondom my is trots. Miskien is hulle, maar miskien moet jy vir God vra om jou eie hart te deursoek en te sê, Here, het ek 'n nederige gees wat eenheid bring in die omgewing waar ek woon en werk? Filippense 2 vers 3 sê, moet niks uit selfsug of uit ydelle eer begeerte doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Dink net hoe anders ons verhouding sou wees, as ons net hierdie een ding sou doen. As ek elke persoon in my span hoër ag as myself, hoe sou dit my werkplek verander? As ek my man, my kinders, my ouers, my skoonfamilie, die mense met wie ek werk, Bybelstudie wat ek lei, gemeentelede, kollegas, wie ook al, hoër ag as myself, wat sou verander? Hoe sou die omgewing verander? Filippense 2 vers 4 sê, moet nie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. Ons is van nature ingestel op, hoe raak dit my? Hoe beïnvloed hierdie verandering in die kerk my? Hoe raak hierdie nuwe beleid in die werkplek my? As jy na 'n groepsfoto kyk, wie is die eerste persoon wat jy soek? As ons goed lyk op die foto, dan is dit 'n goeie foto. Maak nie saak hoe almal anders lyk nie. Dis natuurlik om op ons eie belange te fokus, maar dit is bo-natuurlik om 'n nederige hart te hê,
wat ander se belange hoër ag as my eie. Filippense 2 vers 5 tot 8 sê, laat dan die gesindheid wat daar in Christus Jesus was, ook in julle wees. Hoewel hy in die gestalte van God was, het hy gelykheid aan God nie beskou as iets om aan vas te klem nie, maar hy het homself daarvan leeg gemaak deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy in die vorm van 'n mens verskyn het, het hy homself verneder, deurdat hy gehoorsaam geword het tot die dood toe. Ja, die dood aan die kruis. Dit is selfopofferende, selfverlonende liefde, wat gee en dien en die wil van God gehoorsaam, selfs wanneer dit iets kos. Dit is die model dienaar. Jesus was God, maar hy het nie daaraan vasgeklou nie. Hy het homself leeg gemaak, 'n diensknegt geword, 'n mens geword, en hy het homself verneder deur gehoorsaam te wees tot in die dood, die kruisdood. Dit is selfopofferende, selfverlonende liefde, en liefde wat gee, wat dien en God se wil gehoorsaam, selfs al is dit 'n hoë prys om te betaal. En wat het God gedoen toe Jesus homself verneder het? God het hom verhoog, en wanneer jy jouself verneder, sal God jou op die regte tyd verhoog. Hier is die wonderlike ding, wanneer jy opreg nederig is, sal jy nie trots wees wanneer God jou verhoog nie. Jy sal net dankbaar wees dat God verheerlik word. Jy sal wil hê dat hy verhoog word. Jy sal wil hê dat ander rondom jou verhoog word, want jy lewe nou 'n lewe van ware nederigheid. En kyk hierna, in Filippense 2 vers 9 tot 11. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en aan hom die naam geskenk wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elke knie sal buig, van diegene in die hemel en op die aarde en onder die aarde, en elke tong sal bely, Jesus Christus is die Here, tot eer van God die Vader. Luister, wanneer ons harte nederig is, wanneer ons beklee is met nederigheid, dan gee ons net om dat God verheerlik word. Ons begeerte is dat Jesus erken, aanbid en geloof word as Here. Dis wat vir ons saak maak. Dit gaan nie daaroor om minder aan onsself te dink nie. Dit gaan daaroor om glad nie aan onsself te dink nie. Johannes die Doper, die wegvoorbereider van die Messias, het gesê, hy moet meer word, maar ek minder. Johannes 3:30. Dit is die nederige hart. Soos ons afsluit, wil ek net die volgende vraag vra. Hoe kan ons onsself verneder? Ons word opdrag gegee om onsself met nederigheid te beklee en onsself te verneder. Ons bid dat God ons sal help om nederig te wees. Maar prakties, hoe doen ons dit? Hier is 'n paar gedagtes wat ek graag wil deel. 1. Fokus op die grootheid, die heerlikheid en die heiligheid van God. Fokus op God, eerder as op jouself. Fokus op die grootheid van die Skepper en wat hy geskep het. Wanneer jy dit doen, sal dit vir jou die regte perspektief oor jouself gee. As jy 'n Bybelgedeelte soek wat wys hoe groot God is en hoe klein ons is, kyk na Jesaja 40 vanaf vers 12. Dit wys ook hoe kosbaar ons vir God is, omdat hy vir ons sorg. Kyk hierna. Wie het die waters met die holte van sy hand afgemeet? Kyk na die holte van jou hand. Hoeveel water kan jy daarin hou? Miskien 'n teelepel vol? Maar hoeveel water kan God in die holte van sy hand hou? Al die waters van die planeet. Jesaja gaan aan. Wie het die hemel met 'n span afgemeet? Nou die span van my hand is so 7 centimeter. Met die span van sy hand meet God die hele heelal. Wow! Wie het die stof van die aarde in 'n maat afgepas?
God kan die hele aarde se stof in 'n maatbeker hou. Wie het die berge geweeg met 'n skaal en die heuwels met 'n weegtoestel? Kyk, die nasies is soos 'n druppel in 'n emmer. Hulle word gereken as stof op die skaal. Hoe dwaas is dit van ons om so trots te wees oor enige iets? Ons is so klein. Hy is so groot. John Flavel, 'n ouer skrywer, het gesê, hulle wat God ken, sal nederig wees, en hulle wat hulle self ken, kan nie trots wees nie. As jy nederig wil wees, leer vir God ken. Dink diep na oor hoe groot hy is. Mediteer op skrifgedeeltes wat jou help om so te dink. Nommer 2. Dan as jy nederig wil wees, as jy jouself wil verneder, erken en bely hoe trots jou hart van nature is. Moenie sê, ek is nie trots nie. Die waarheid is, ons almal is trots. Erken dit. Bely dit. Die neiging is om te veel, te gereeld en te hoog van onsself te dink. C.S. Lewis het gesê, as iemand graag nederigheid wil aanleer, kan ek vir hom die eerste stap noem. Die eerste stap is om te besef dat jy trots is. As jy dink jy is nie verwaand nie, beteken dit jy is juis verwaand. So erken dit. Kyk na hoe groot God is en erken dan, Here, hoe absurd dit ook al klink, sonder enige rasionele rede, is daar trots in my hart. Erken dit. Bely dit. Nommer 3. As jy nederig wil wees, leer om jou afhanklikheid te erken. Eers voor God, dan voor ander. Wanneer ons bid, Here, beklee my met nederigheid, dan erken ons behoefte. Dit verg nederigheid om vir nederigheid te bid, nie waar nie? Ons sê, Here, ek is van nature trots, maar ek wil met nederigheid beklee wees. Bid vir nederigheid. Nommer 4. Erken jou behoefte voor ander. Wanneer jy sê, ek is behoeftig, dan erken jy, ek is nie selfgenoegsaam nie. Ek het nie alles onder beheer nie. Om te sê, ek het 'n behoefte, sal jy asseblief saam met my bid? Nommer 5. As jy nederig wil wees, leer om kritiek en teregwysing te aanvaar. Of dit geregverdig is of nie, of hulle reg is of nie, aanvaar dit. As iemand jou kritiseer, sê eers dankie. Dankie dat jy my dit laat weet. En dan bid daaroor. Moenie te vinnig jouself verdedig nie. Spreuke 21 vers 2 sê, elke mens se wees reg in sy eie oë. Weet jy wat dit is? Trots. So leer om kritiek en teregwysing te aanvaar. Nommer 6. Vra raad en insette van ander. Wees leerbaar. Ons het almal blinde kolle. 'n bekende leier het altyd gesê, die laaste ou wat weet sy baadjie is geskeur, is die ou wat dit dra. So vra iemand anders, sien jy enige skeure in my lewe? As jy regtig dapper wil wees, vra jou man, vra jou tienerkinders. Sommige van julle is hartseer oor kinders wat trots is, wat nie wil luister nie, en nie leerbaar is nie. Hoe leerbaar en nederig is hulle ma? Sommige van julle smag daarna dat jou man nederig moet wees en sy behoefte moet erken. Maar wanneer laas het hy gesien hoe jy jou behoefte erken? Wanneer laas het hy gesien hoe jy vir gebed vra? Dink daaroor. Nommer 7. Wanneer jy verkeerd behandel word, moenie wraak neem nie. Moenie jouself verdedig nie. Doen wat Jesus gedoen het. Hy het homself verneder. Soos die ou geestelike lied sê, hy het nie 'n woord gepraat nie. Die majesteitelike stilte van Christus, toe hy vals beskuldig, vervolg en gespot is. Nommer 8. As jy nederig wil wees, erken jou afhanklikheid van God. Ek het U elke uur nodig. Aanvaar dit wanneer God jou in 'n plek plaas waar jy hulpeloos is, waar jy hom nodig het, waar jy nie sonder hom kan klaarkom nie. Onthou wat ons altyd sê op Revival Hearts,
Enige iets wat my help om my afhanklikheid van God te besef, is 'n seën. Erken jou afhanklikheid van hom. Nommer 9. Preek die evangelie vir jouself, oor en oor. Die evangelie van ons sondigheid, ons onwaardigheid, die evangelie van die wonderlike liefde en genade en verlossingswerk van Christus, wat vyande vriende maak en sondaars heilig maak. Dit is die evangelie. Bly dit vir jouself preek. En dan nommer 10. Soek elke geleentheid om eer en lof en prys aan God te gee, om hom groot te maak. 'n Begeerte om God te prys is 'n bewys van nederigheid, en dis die teenmiddel vir trots. Prys die Here. En daarom, soos ons bid, wil ons vandag en in die dae wat kom vir God vra om ons te help om met nederigheid bekleed te wees. Ek wil graag 'n kort gebed bid en vra dat jy dit jou eie sal maak. En dan wil ek afsluit deur 'n gebed te bid uit The Valley of Vision, 'n versameling van Puritynse gebede en oordenkings wat ek net 'n bietjie aangepas het vir ons situasie hier. Bid saam met my as jy wil. Here Jesus, mag ek wandel in die voetspore van die saligmaker wat sagmoedig en nederig van gees is. Wat homself verneder het om vlees aan te neem, om ons lewe te leef en die dood te sterf wat ons verdien het. Mag ek kies om arm van gees te wees. Mag ek almal hoor ag as myself. Mag ek nie probeer om ander te beïndruk nie, maar net om U te behaag. Mag ek minder word en mag Christus verhoog word. And from the Valley of the Vision, O Lord, high and holy, meek and lowly, let us learn by paradox that the way down is the way up, that to be low is to be high, that the broken heart is the healed heart, that the contrite spirit is the rejoicing spirit, that the repenting soul is the victorious soul, that to have nothing is to possess everything, that to bear the cross is to wear the crown, that to give is to receive. Let us find Thy light in our darkness, Thy joy in our sorrow, Thy grace in our sin, Thy riches in our poverty, Thy glory in our valleys, and Thy life in our death. Here, help ons om onsself met nederigheid te beklee, sodat U groot gemaak kan word. Vir Jesus se ontwil bid ons dit. Amen.